Goeiemôre. Jy luister na die 75ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vanoggend is 'n doel saam met ander. Ons het 'n interessante kultuurverskynsel sien ontwikkel die afgelope klompie jare. Met die geleenthede wat sosiale media bied, het die een na die ander podcaster nou 'n program vir selfverbetering, optimalisering en persoonlike groei. Ek ken 'n man wie se weeklikse program min of meer so lyk. Maandae sien hy sy sielkundige, woensdae is dit qigong, donderdae sien hy 'n boeddhistiese instrukteur, saterdae doen hy saam met sy vrou yoga. Hy het verduidelik waarheen hulle Sondag gaan, maar ek is nie seker ek verstaan dit nie. Iemand beskryf hierdie kultuurverskywing as 'n terapeutiese kultuur. Ek is natuurlik 'n groot voorstander van terapie, die regte soort terapie. Maar dinge gaan te ver wanneer fisiese, emosionele en geestelike welstand amper 'n morele plig word. Dit word 'n grootheid op sigself, om die self tentoon te stel as die een wat selfvervulling ontdek het. Volledige selfaktualisering. Die filosoof Charles Taylor beskryf hierdie neiging as ekspressiewe individualisme. Die oortuiging dat die hoogste doel van die lewe daarin lê om jouself te ontdek. Wanneer selfontdekking en selfontwikkeling oorgaan in selfbeheptheid en die self die sentrum word van alles, het ons die sirkel van narcisme betree. Selfontdekking, selfontwikkeling, terapie, die soeke na sin en betekenis, dit kan 'n wonderlike reis inlei, maar dit kan nie in isolasie gebeur nie. Ek dink Viktor Frankl kan ons hier baie help. Hy waarsku ons dat die doel van ons bestaan nie alleen in ons eie siege ontdek kan word nie. Nie in isolasie nie, nie weg van die wêreld asof ek 'n geslote sisteem is nie. Wat ons nodig het, is juis selftranscendensie. Nou dis 'n groot woord, maar luister gerus wat hy hieroor skryf. Selftranscendensie verwys na die feit dat ons menswees altyd heenwys en gerig is op 'n saak groter as onsself, na iets of iemand groter as onsself en om daarvoor te leef. Hoe meer ons onsself vergeet, deur onsself oor te gee vir 'n hoër doel, soos om te dien, om ander lief te hê, hoe meer menslik is ons en verwesenlik ons doel op aarde. Wat selfverwesenliking genoem word, kan nie bereik word as 'n doel op sigself nie, vir die eenvoudige rede dat hoe meer 'n mens daarna streef, hoe meer mis jy dit. Die enigste manier hoe ons onsself kan verwesenlik, is as 'n neeweffek daarvan, om onsself te wy aan 'n hoër doel as onsself. Aanhaling sluit. Om dus werklik mens te wees, beteken dat jou lewe nie net om jouself draai nie. 'n Mens is gemaak om uit te reik na iets groter as jouself, 'n doel, 'n roeping, 'n saak, in die besonder deur ander mense lief te hê. Die groot gebod is allesomvattend, om God, ander en myself lief te hê. Die ironie is, hoe meer iemand obsessief raak met hulle self, om hulle self gelukkig, vervuld of selfverwesenlik te maak, hoe moeiliker word dit om dit te bereik. Ware vervulling, volgens Frankl, gebeur wanneer jy jouself gee aan iets betekenisvol, wanneer jou lewensdoel beide jou eie welstand en die van ander mense in die oog hou. Selfvervulling is dus eintlik nie die hoofdoel nie. Dit is eerder die neeweffek van 'n lewe wat op betekenis, diens en liefde gerig word. Kom ek stel dit selfs korter. 'n Mens kan net so lank voor die spieël sit. Jesus het homself dikwels onttrek om alleen te gaan bid. Absoluut.
So het hy ook sy disippels aangemoedig om tyd in hulle binnekamer te spandeer. Maar het jy agtergekom dat Jesus nie met sy disippels vir 3 jaar na 'n klooster toe onttrek het, om hulle daar te leer nie? Jesus het hulle onderrig in hulle lewensroeping, terwyl hulle op die voet was, om dit so te stel. Dit was terwyl hulle geloop, geëet, gewerk, gereis, gepreek, geluister, gekuier het en tussen mense was. Ons vind ons lewensdoel in ons reise om die son, op reis saam met ander. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek, 'n gebed wat ons voorheen saam gebid het, 'n ou Keltiese gebed. O God, soos U die hand gemaak het om aan te raak, soos U die oor gemaak het om te hoor, so het U my gemaak vir vreugde. O Here, open dan my hart sodat ek blydskap sal vind in die wilde skoonheid van 'n bergviooltjie, in die klank van 'n bosduif se gekoer, in die gesig van 'n eerlike man, in die glimlag van 'n kind, in die selflose liefde van 'n ma en in die onverganklike liefde van Christus. Amen. C.H. Langenhoven het gesê, om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is net soos om te kou aan 'n mond vol koring wat vol klippe is. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.